Geliefdes, ons is besig om te gesels oor die gelowige se enigste troos in lewe en in sterwe. Ek word getroos deur die feit dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan Jesus Christus, wat my duur gekoop het deur met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle te betaal. En nou verklaar die Heidelbergse Katekismus verder dat hy my so bewaar dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my hoof kan val nie. Die Here Jesus verseker ons dat selfs die hare van ons hoof almal getel is. God sorg vir ons sodat sonder sy wil niks met ons kan gebeur nie, en wanneer daar dan ook slegte dinge gebeur, dan word ons verseker dat selfs dan alles ten goeie gebeur, omdat ons aan hom behoort en hy ons liefhet. Kom ons lees Romeine 8 vanaf vers 31 tot vers 39. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Wat 'n groot troos is hierdie nie net vir hulle wat aan Christus behoort nie. God die Vader het hom vir ons oorgegee sodat ons deur sy bloed gered kan word. Sal hy ons dan nou aan onsself oorlaat, aan ons eie lot oorlaat? Nee, natuurlik nie. Hy het ons dan uitverkies nog voordat hy die wêreld gemaak het. Hy het ons by die naam geroep, ons is syne, ons behoort aan hom. Beteken dit nou dat ek nie moeilike tye, hartseer en lyding en swaar kry sal ervaar nie? Beslis nie. Die Bybel beloof ons nêrens dat ons in hierdie lewe sonder swaar kry en lyding sal wees nie. Inteendeel, die wêreld, die skepping, is gebroke weens die sondeval. Daar's rampe en siekte en misdaad, lyding en dood. En God is nie die instigeerder, die oorsprong van dinge wat pyn en lyding veroorsaak nie. Maar God laat sulke dinge wel toe om sy almagtige raadsplan ten uitvoer te bring. Die apostel Petrus sê dat ons geloof deur hierdie dinge gesuiwer word, soos wat goud deur geweldige hitte gelouter word. Die apostel Jakobus is van mening dat ons dit louter vreugde moet ag, wanneer ons in allerlei versoekinge val, omdat ons in allerlei versoeke, omdat die beproewing van ons geloof lydsaamheid bewerk. Te midde van hierdie aardse swaar kry en lyde ondervind die Christen egter ook in hierdie lewe soveel vreugde en genade, omdat die almagtige God ook hier vir hom sorg en vir hom alles ten goeie laat meewerk volgens sy groot genadeplan. En daarom juig ons in die Here en loof ons hom, omdat hy ons op soveel wonderlike maniere seën. Die Christen is deur God uitverkies en verordeneer daartoe om verheerlik te word na sy beeld, na die beeld van sy seun Jesus Christus. Ons weet dat die lyding van hierdie lewe maar van korte duur is in vergelyking met die heerlikheid wat daar vir ons voorlê. En daarom sug die Christen en smag hy daarna dat die tyd van sy verheerliking moet aanbreek, want die Vader sorg vir ons in lewe en in sterwe. Niks kan ons uit sy hand ruk nie. Kom ons bid saam. Almagtige hemelse Vader, ons behoort so ten volle aan U, dat selfs die hare van ons hoof getel is. Here, hoe sal ons ooit werklik kan besef hoe groot U liefde en genade is? Dit is so onbeskryflik groot. Dankie dat U ons elkeen by die naam geroep het en dat U seun gegee het om vir ons aan die kruis te sterf. Hoe sal U ons dan nou aan onsself oorlaat? Dankie
dat ons kan weet dat ons in hierdie lewe swaar kry en lyding sal deurmaak, maar dat U magtige raadsplan ook hierdeur tot uitvoering sal kom. En dat U alles ten goeie laat meewerk vir die wat U liefhet. Ons lyding is maar van korte duur en ons verduur dit in U krag. Niks kan ons uit U hand ruk nie. Dankie vir daardie geweldige troos. Amen.